Kom ons lees saam vanuit Handelinge hoofstuk 2. Nou die eerste gemeente. Ons lees van vers 42 tot 47. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Tot sover lees ons saam. Ek gaan vra dat julle tog die teks voor my sal hou en voor die gemeente sal hou, dat ons dit saam bly lees en oordink. Ek het in my lewe nou al heel wat kere mense gehad wat vir my gesê het, julle moet terugkeer na die vroeë kerk. Die kerk van Handelinge 2. Hoekom is hierdie kerk nie die kerk van Handelinge 2 nie? Het julle dit al gehoor? Hoekom is julle nie die kerk van Handelinge 2 nie? As dit die kerk van Handelinge 2 is, dan sal dinge sommer baie beter gaan. Dan weet ek, hulle het sekere dinge waar hulle ongelukkig is, hulle wil sekere veranderinge hê, en hulle wys die vinger na ander mense wat dit vir hulle moet doen. Wat bedoel hulle met die kerk van Handelinge 2? Nou daar is 'n paar maniere om te kyk na die Bybel, vroeë kerk en na sekere beginsels uit die Bybel uit. Jy moet vir jouself altyd die vraag afvra en probeer beantwoord. Is ons besig met goed wat in die kern van die Bybel lê? In die kern. Absoluut. Is dit waarmee ons besig is? 'n absolute wat nie onderhandelbaar is nie. Van die absolutes wat ons oortuig is van en wat ons met mekaar ooreenstem, is die opgestane Here Jesus Christus. Dis 'n absolute waarheid. Ons staan en ons val by daardie waarheid. Daar is 'n hele aantal sulke absolutes wat ons as gelowiges aan vashou. Sonder dit kan ons nie dink in terme van om gelowige genoem te word nie. Die opstanding van Jesus Christus is so 'n belangrike absolute, dat die kerk deur die eeue heen praat van geloof eintlik as 'n opstandingsgeloof. Die kruis van ons verlosser, die kruis dat hy aan die kruis gesterf het, nie net 'n skyndood gehad het nie, maar gesterf het. Dat hy opgewek is uit die dood. Dat hy nie net die een natuur het bly leef en die ander deel het gesterf nie. Nee, hy het volledig gesterf. Dit is 'n absolute waarheid waar ons aan vashou. So daar's dinge wat vir ons absolutes is. Dan op 'n tweede konsentriese sirkel as jy wil, is daar dinge wat handel oor interpretation. Hoe ons dit interpreteer. Hier het dit daarmee te doen. Die derde sirkel het te doen met assumptions. Dinge wat ons op 'n manier aanvaar. Hoe dit was. Ons het nie die volle prentjie nie. Want dit is die ding wat ek wil by vervolgens uitkom. Ons het nie die volle prentjie nie. Ons interpreteer dinge vanuit 'n leefwêreld wat 2000, amper 2000 jaar dit wat plaasgevind het. Moenie daarmee hoor dat alles wat ons sê of dink relatief is nie. Mense, hoekom dink ons altyd in sulke terme? Dit beteken net, daar's goed wat interpretasie nodig het, en daar's goed wat ons net gewoon, we assume it was like that. Ons weet nie volledig nie. Maar dit is nie 'n absolute, dit is nie 'n kernsaak nie. En ek gaan dit vir julle verduidelik.
rondom interpretasie. Jy kry mense wat sê, die vroeë kerk, soos dit uitgebeeld word in hierdie tekste, dit is die blauwdruk. Dis die volmaakte kerk. Dis hoe kerk altyd behoort te functioneer. Met ander woorde, dis 'n stel reëls. Hier is 'n paar goed, en dis minimum vereistes, en die kerk moet te alle tye hulle self meet aan daardie minimum vereistes. Mense, jy kan nie so daaroor dink nie. Hoekom nie? Want onmiddellik sien ons hoe kerk ontwikkel, oral waar die Heilige Gees gelowiges bymekaar maak, en daar word kerke gevorm, gemeenskap van gelowiges gevorm. Al daai groepe word gestempel deur hulle eie kultuur, omstandighede, tydsgees en so meer. Kom ons gaan terug wat hier gebeur. Die Heilige Gees is uitgestort. Ons begin by die begin. Die Heilige Gees is uitgestort. Dit beteken dat die beloftes van die Ou Testament het waar geword. Van kardinale belang. Dis nie 'n geval dat mense besluit, hulle organiseer hulle self so volgens sekere reëls en nou is dit ewig geldende reëls. Dis as gevolg van 'n verhouding met die lewende Jesus Christus, wat lewend teenwoordig is deur sy Gees. Die Heilige Gees bou die kerk op dit wat Jesus is. Hy is die hoeksteen. Hy is die kern van dit alles. As jy dit hoor, dan hoor jy verhoudings. Jy hoor nie struktuur eerstens nie. Struktuur is 'n uitvloeisel van verhoudings wat plaasvind. So wat gebeur hier? Hier is 120 mense. Allerweë word daar gesê, daar's 120 disippels. Apostels, 12 apostels, voor iemand misverstaan. Nou is daar ander, meelopers, mense wat bediening betrokke is by Jesus Christus. Dis wat ek lees by verskeie van die geleerdes. 120 mense, aanvanklik, min of meer. Die evangelie word verkondig. En daar is byeenkomste. En nou begin dit uit te swel. 3000 kom tot bekering. Dis asof mense nou dink, maar die hele wêreld het nou, die hele Jerusalem het tot bekering gekom. Nee, dit is nie waar nie. Jerusalem is die estimasie, assumption, afleiding, beste inligting wat ons het, 180 na 200.000 mense wat leef in Jerusalem in daardie tyd. Uit hulle geleedering is altyd so, dat as 'n relatieve klein hoeveelheid mense wat reageer en hulle word deel van die kerk. Dis nooit almal nie. Dis die tendens dwars teen die geskiedenis. Maar dis baie mense. Veral in daardie tyd, maar dis ook min in die sin van die geheel. Nou is daar 3120, hoe ook al het dit wel, wat skielik. Waar gaan hulle heen? Watter gebou bestaan? Hulle sentreer in huiskerke. Ons het eers naaste by die volle prentjie. Ons weet dat mense het in huise by mekaar gekom. En hulle was afhanklik van mense wat vermoëns gehad het. En glo dit as jy wil, baie keer was dit mense wat uit die heidendom ook tot geloof gekom het in later tye, nie in Jerusalem nie, maar in later tyd op ander plekke was dit weldoeners. En baie van hulle was ryk vroue. Dit is absoluut opgeteken deur die geskiedenis heen. So jy het hierdie huiskerkvorming. Maar wat maak hulle in Jerusalem? Wat gebeur hier met die vroeë kerk? Hulle kom by mekaar, nie al 3000 op een slag, op een plek nie. Maar hulle gaan wel na die tempel toe. The congregation, they congregate. Hulle kom by mekaar, waar? In die pilaargang van Salomo aan die ooste kant van die tempel. Wat is die bedoeling daarvan? Hulle luister na die verkondiging van die woord. Dit staan sentraal. So een van die kenmerke van kerk is presies waarmee ons vandag besig is. Dis mense wat die Bybel deel. Hulle het nie die Bybel gehad soos ons dit vandag het. Hulle het die Ou Testament gehad en hulle die leer van die apostels gehad. Die apostels is nog in die lewe.
So hulle is besig om te preek. Hulle gaan elke dag, hierdie gelowiges en die ander, en hulle luister wat die apostels te sê het oor Jesus Christus. Dit is die kern van hulle boodskap. Wie Jesus is, wat hy gedoen het, wat nou gebeur het, die opstanding, en nou word dit aangevul en bekragtig, legitimized, die legitimiteit daarvan, deurdat daar wonders en tekens Samayon en Samaya meervoud. Daar is tekens en wonders wat plaasvind. Nie al die apostels nie, daar is navorsing in die Nuwe Testament wat duidelik wys, daar is 'n sekere hoeveelheid mense wat hierdie wonders gedoen het. Maar die feit is, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, word die woord bekragtig, die verkondiging word bekragtig deur die tekens en die wonders van die apostels. Daar het ons nou alweer 'n absolute, eintlike interpretasie, het ons nou 'n absolute gemaak, want mense het al baie keer vir my gesê, dit kan alleen die ware kerk wees, as daar hierdie gereeld, want dit is so dat dit staan hier in die Griekse agtergrond, en jy moet baie versigtig wees as iemand die Grieks wil begin aanhaal, ek sal nou nog ietsie daaroor sê, dat dit gereeld plaasgevind het. So ja, die kerk vandag, ek gaan soek 'n kerk waar daar gereeld wonderwerke plaasvind. Nou kan julle dink net, as die kerk, die dominee, as die wonderwerke begin min raak, dan moet hy moet nou 'n triek trek om die wonderwerke te laat plaasvind, want dis sy kerkbegrip. Is julle by my? Of het ek julle verloor langs die pad net? Is almal nog geïnteresseerd in wat in die vroeë kerk gebeur het? So nou moet ons vir mekaar afvra, was dit 'n tydperk, 'n apostoliese tydperk wat die kerk deur die eeue gesien het as 'n buitengewone tydperk, as 'n unieke tydperk? Daarmee sê ek nie dat dit nie moontlik is dat daar groot wonders en tekens plaasvind nie. Natuurlik is dit moontlik deur die Heilige Gees, en natuurlik gebeur dit. Maar as jy dit wil sien as een van die bottom lines van kerkwees, dit moet so lyk, dan gaan mense die hele tyd kerke soek waar sogenaamde, en ek sê dit so, wonders plaasvind. In plaas daarvan om in die spieël te kyk, ek sê baie keer vir mense, kyk in die spieël, dan sien jy wonderwerk. Dat jy tot geloof gekom het, is al klaar 'n wonderwerk. Dat ek tot geloof gekom het, is al klaar 'n wonderwerk. Dat die Here met ons moeite doen en 'n pad met ons loop. Kom ons gaan 'n stap verder. Wat het ons vir mekaar gesê? Wat is een van die kenmerke van kerkwees? Waar die woord verkondig word. Later die reformatie dit bevestig, dat ons gesê dit gaan oor die suiwer verkondiging van die woord. Dan is daar daarmee saam gemeenskap van gelowiges. Ben Witherington skryf daaroor, en ek stem met hom saam, dat van die brood se breek en die ander dinge wat daarbey bykom, die gebede, is uitvloeisels van die gemeenskap van gelowiges. So kom ons hou dit eenvoudig, daar is die verkondiging van die woord, en daar is die gemeenskap van gelowiges. Gemeenskap van gelowiges. Wie van julle onthou, jare terug toe julle in Suid-Afrika was daar so 'n era waar hulle vir julle al hierdie dinge vertel het rondom koinonia. Wie van julle ken die woord koinonia? Steek op die hand, dat ek net 'n aanduiding kry. As dan so 3 of 4 wat die woord koinonia ken. Nou kyk, oikos is huis. Oikos is huis. Koina in die Grieks is algemeen, gemeenskaplik. Koine, waarmee ek en Johan moes worstel vir 3 jaar, party van ons 2 jaar, party 3 jaar, verpligtend 2 jaar, en party van ons het besluit om nog 'n jaar verder te doen, dan doen jy Grieks, die koine Grieks, die algemene Grieks, die spreektaal van die dag. Die Bybel is geskryf in koine Grieks, genadiglik, en nie in klassieke Grieks nie. Mense, as jy nou wil sien wat moeilik is, dan kyk jy na Homeros en Thukydides en almal van hulle die Grieks wat hulle geskryf het, en dan dit is regte Grieks. Koine Grieks raak maklik
as jy met klassieke Grieks besig is. Dit kan ek sê, want ek het dit so beleef. Terug na die punt. Gemeenskap van gelowiges. Hier is mense by mekaar. Wat gebeur? Die woord staan sentraal. Die woord word verkondig. Die apostels is besig om Jesus Christus te verkondig. Dit word gefasiliteer deur die Heilige Gees. So nou deel hulle, en is 'n geweldige belangrike saak om te verstaan, daar's twee aspekte hieraan verbonde. Koinonia het te doen met wat ons gemeenskaplik in deel. We are sharing in common. What do we have in common? Jesus Christ, the resurrected Lord. Ons deel in die Heilige Gees se werking, die Heilige Gees wat uitgestort is. So koinonia te doen, dit waarin ons gemeenskaplik deel. Ek weet nie of mense dit al vir julle so verduidelik, ek wil nie dink dat ek vir die eerste keer waarhede vir julle vertel nie, ek herinner julle aan waarhede wat julle behoort te ken. Maar die ding hoekom ek dit so pertinent stel is, die meeste mense sien koinonia as die uitvloeisel van wanneer ons wat ons besit gemeenskaplik deel met mekaar. Dis 'n tweede dimensie. Dit is 'n uitvloeisel van wat ek het, wat myne is. I'm sharing with other people what is mine, and they are also receiving. Hulle share met my dit wat ek gee. So ek deel gemeenskaplik in Christus en baie ander dinge, die woord, die doop, die werking van die Gees, die nagmaal, ons het almal gemeenskaplik deel. Volgende week met die nagmaal gaan ek vir julle dit weer net herinner aan die gemeenskapsmaaltyd. Maar nou is dit so dat onder leiding van die Heilige Gees het mense gedring deur die liefde van Jesus en vir Jesus en gedring deur die liefde vir mekaar, het hulle uit eie keuse uit besluit to relinquish, to give, to part with dit wat hulle het. Nie alles nie, asseblief mense, want net in volgende tekste in die Bybel staan daar dat hulle het teruggegaan na hulle huise toe. So as hulle nou alles verkoop het en in likwiditeit omgesit het, dan het hulle nou niks meer besit nie. So mense maak wilde assumptions. Wat het gebeur? Ons dink aan Ananias en Safira. Die probleem was met hulle nie dat hulle verkoop en gegee het nie, is dat hulle gelieg het oor die bedrag wat ter sprake is. Hulle wou hulle self beter voorstel. So kom ons sien, kom ons kyk hoe dit gewerk. Mense het by mekaar gekom en hulle het saam met mekaar die woord oordink. Hulle het saam buitelig eredienste, gesamentlike eredienste, hulle het ook in klein groepe by mekaar gekom. Daarom gaan ons dan nou praat oor klein groepe. Maar wat daar gebeur het is, hulle het die nood van mense raak gesien en hulle het uit hulle eie uit die nood aangespreek deur die liefde van Jesus Christus. Het hulle self besluit. So om dit 'n bottom line te maak, dat die kerk behoort soos Handelinge 2 te wees, hulle behoort alles wat hulle besit, behoort hulle te verdeel. So ek kan dink aan 'n paar van julle wat nou nodig het om hierdie week 'n eiendomsagent te gaan sien, om te begin daar die ekstra eiendom van jou te verkoop. Want dis die Bybel sê so. Kom ek vertel julle, daar was mense wat in die geskiedenis al talle kere die Bybel so wou interpreteer en geïnterpreteer het. Een van die extreme gevalle, dis nie heeltemal net te doen met hoe dit hier gebeur het, maar kom ek verduidelik vir julle op 'n manier. Qumran, daardie sekte aan die Dooie See, was later die Dooie See rolle dan naby ontdek het en so meer in die 40er jaar, ek dink 48. Qumran was so gemeenskaplike besit, almal deel dit. Daar's so 'n organisasie, ek meen as talle sulkes, maar as een so 'n organisasie, onthou ek in Northampton in Engeland, my broer het my gewys toe ons daar verbyry, toe sê as jy nou hiernatoe kom en jy alles wat jy besit, gee jy weg aan hulle en jy word dan deel amper soos in die kloosterwese.
Maar dit is 'n hedendaagse organisasie wat jy so aan kan behoort. Een van die extreme gevalle was die Munsterites, oftewel die Anabaptiste. 1533, 34, 35, 1500s, 16 uur. Die Munsterites, oftewel die Anabaptiste. Nou dit is 'n ander storie, want dit het ook oor die doop gegaan, maar dit het oor baie meer gegaan. Hulle het in Münster in Bavaria het hulle in daardie dorpie besluit om teen die biskop Waldeck, teen die biskop in opstand te kom. Was Rothman en Jan Leiden later, daar was 'n paar van hulle, en hulle het 'n nuwe, omdat hulle geglo dis die eindtyd, dis die einde van die era, en daar moet ons nou op 'n ander manier funksioneer, en toe het hulle dit so gemaak, gemeenskaplike besit. Hulle het nog 'n stapie verder gegaan. Hulle het ook polygamie begin voorstaan, dat alle vrouens moet onder een dak wees. Bedoel hulle, ek kan nie 'n vrou swerf iewers sonder beheer nie. Wonder of dit nie 'n goeie is nie, kan nie dink. Maar hoe dit ook al sê, die punt wat ek wil by uitkom is, hulle het allerlei afleidings gemaak, want dit is die eindtyd. So die klem by hulle was die eindtyd. En toe het hulle daardie stad Münster het hulle op sleeptou geneem, rondom al hierdie oortuigings, en dit was 'n vreeslike tyd. Vir 16 maande is hulle toe beleer, dit was ander kerke wat ook ter sprake was, die Rooms-Katholieke kerk, maar interessant genoeg, die Rooms-Katholieke en die Protestante moes op 'n manier saam met mekaar om teen hulle, om hierdie ding te oorkom. Nou ja, die verskrikwekkende is, dan moet jy eintlik die kinders se ore toedruk. Toe dit nou alles oor en verby is, jy kan 'n geskiedenis gaan lees, toe besluit ons gaan van hierdie mense, gaan ons nou ewig 'n voorbeeld maak. En hulle het die oorskot van die 3 hoof-oorsaaklike faktore, het hulle toe na die oorskot van daai 3 mense in 3 verskillende traliehokke teen die kerktoring opgehuis, wat het vandag nog, dis nie meer dieselfde nie, maar dis soortgelyk is. En daar was hulle on display in Münster. Wat ek daarmee sê is, hulle het onder andere het hulle hierdie gemeenskaplike besit van alles. Hulle het vir Jan, ek dink Leiden het hulle koning gemaak, want hy is die koning van die koninkryk van God op aarde, net voor die eindtyd plaasvind. Sien julle hoe mense goed skeef trek? Wie van julle was ooit in Münster gewees? St. Lambeth Church in Münster. Ek was nog nie daar nie. Ek het nou maar net baie daaroor gelees in die kerkgeskiedenis. Dis uit hulle, en nou moet julle baie mooi hoor wat ek sê, uit hulle het voortgekom die Mennoniete. Maar die Mennoniete, dit was nie dieselfde nie, hulle was anders, maar dit het soortgelyke oorsprong gehad. Later van tyd uit die Mennoniete kry ons onder andere ook die Amish. Maar dis 'n geskiedenis wat julle self moet gaan lees. Terug na die teks. Ek gee vir julle 'n klomp agtergrond. Mense interpreteer Handelinge 2. Party mense sê hierdie is die grondslag van sosialisme en selfs kommunisme. Daar's mense wat probeer dit om 'n saak uit te maak dat dit is hoe dit behoort te wees. Dis eintlik die grondslag van dit. Dis nie wat daar staan, of die afleidings wat ons moet maak. Daar staan, hulle het volhard in die leer van die apostels. Die verbondenheid, die koinonia met mekaar, dit was gedryf uit dit wat die Gees in hulle harte bewerk het. Daarom het ek 'n ewige kleintjie dood daaraan om vir mense te probeer voorskryf of te forceer watter geld hulle moet gee vir die kerk. Dis 'n saak van liefde, van 'n verhouding tussen die mens en sy God. Jou betrokkenheid by ander mense, dit is 'n saak van 'n verhouding wat jy het met die Here. Ja, daar is riglyne, maar ek weet hoe werk mense met riglyne. Hulle maak van riglyne absolutes. Hulle interpreteer goed en dan die volgende oomblik is die interpretasie 'n absolute. Ek het een keer gesien daar's 'n pos wat geadverteer was vir 'n dominee. En een van die voorwaardes is dat jy 10% van jou inkomste as dominee moet gee. As jy nie bereid is om dit te doen, dan kan jy nie aansoek doen vir hierdie pos nie.
Dis fyn. Dis julle besluit. Maar verstaan wat daar gebeur het. Julle het 'n absolute gemaak. En julle werk dit uit. En dan begin mense te vra, is dit nou voor of na belasting? Wat? Ek wil nie eens daar naartoe gaan. Al die gelowiges was by mekaar in het gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom. Is dit al die eiendom, al die besittings? You are making assumptions. You are interpreting. Jy pleeg hermeneutiek en ons moet. En dan moet jy gaan kyk wat sê die res van die Bybel. Die volgende gedeelte. Hulle het eensgesin volhard om die tempelterrein daags te besoek. Aan huis die brood te breek. Voortvloeiend uit hierdie gemeenskap het hulle die brood gebreek. Hulle het saam geëet. Nou het ons 'n gemeenskapsmaal. Ons het die nagmaal en ons sit saam by die nagmaaltafel simbolies. Ons eet saam. Ek deel dit uit die tekens en ek sê kom ons wag tot almal dit het. Ons eet dit saam om hierdie besef opnuut te bevestig dat dis 'n gemeenskapsmaal. Na die tyd in die praktyk eet ons saam. Hoe dit gewerk? Nuwe Testament, hulle die brood gebreek. Baie mense sê dit is waar die nagmaal begin. Die amptelike manier van dink om die nagmaal so te fundeer het eers in die 2de eeu gekom. Maar daar is interpretasies. Soos wat die Here Jesus die brood gebreek het. So breek hulle dit. En omdat daar elemente is van met uitbundige blydskap, lofprysinge, hulle God geloof en geprys, daarom gaan ons so ver, ons interpreteer dit. Ja, daar's elemente daarvan teenwoordig. Maar dit beteken nie hulle het elke dag nagmaal gebruik nie, want dit is nou 'n volgende interpretasie. Maar ja, wat is die elemente van gemeenskap van gelowiges? Dit is lofprysing aan God. Absoluut, daarom sing ons. Waar kom dit vandaan dat ons sing in die kerk? Ek het eendag iemand gehad, wat nogal na in my is, vat hom vir die eerste keer kerk toe, en hy sit daar, hy is nie 'n gelowige nie, en hy sit daar soos 'n haas in 'n koplig. En na die tyd vra ek vir hom ewe opgewonde, hoe was dit vir jou? En hy skud sy kop. Hy sê, what's this? What's this about the singing? Nou probeer ek dink uit sy verwysingsraamwerk. Vir hom is dit verbuisterend. Hoe kan jy sing? Almal van julle saam. Dink vanuit sy perspektief. Hier staan ons op en ons sing saam tot iemand wat ons nie kan sien nie. Hy is so verstom. Hy sê, what's this? Ek sê, okay, it's gonna take longer than I thought. Sien, dis die dilemma waarmee ons sit. Die Here Jesus Christus is sentraal teenwoordig. Daarom is hy die een wat by wyse van spreke die brood breek. Maar in hierdie geval, wanneer mense in hulle huise by mekaar kom, dan eet hulle saam. Hulle gee vir mekaar. Daar is aanduidings uit die vroeë kerk, geskrifte wat ons gelees het, dat hulle was so arm, baie van die mense, dat hulle een maaltyd 'n dag gevas het, om in staat te wees om met ander mense te deel. Moenie dit 'n absolute maak, dis hoe dit moet wees, en dit is, as julle dit nou nie so doen, as julle nie die ware kerk. Sien julle, hoe kan 'n mens op 'n sleeptou gaan, op 'n ander rigting gaan? Hulle het met opregte harte, die gesindheid was teenoor God, dit wat die apostels gepreek het, Jesus Christus staan sentraal, die verhouding met Christus is so kosbaar, deur die Gees wat in harte werk, het hulle uitbundige blydskap, en hulle het God bly prys. Hulle was opgewonde en bly. En die volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlosters by hulle getal gevoeg. Wow, daar's die formule. Daar's die formule. So ons moet nou dit begin doen, dan sal ons nou groot kerk word. Dis nie wat daar staan. In daardie moment, in daardie omstandigheid, is dit wat God bewerkstellig het. In ander omstandighede bewerkstellig hy dit deur sy genade. Is dit 'n belangrike beginsel om na te volg? Ja. Moet ons sekere beginsels navolg, omdat ons wil sekere resultate hê? Dis die vraag. Ek het 'n vriend gehad wat baie ryk was.
en hy het eendag vir my gesê, vir my en 'n ander vriend, ons is almal predikante, en hy het gesê, hy het nou besluit, hierdie is 'n transaksie. Hy het nou die Bybel geïnterpreteer, dat hoe meer hy investeer in God en God se koninkryk, hoe meer sal God die investment laat werk. So hy gaan dit nou probeer. Hy gaan nie by ander plekke investeer nie, maar hy gaan in God se werk investeer, dan gaan dit vir hom die beste groei gee. Ek was nog jonk en ek het net vir hom gesê, ek is nou nie so seker, ek is nou nie so slim met die goed nie, maar ek dink meer dit het te doen met die hart en met die verhouding teenoor die Here en die weggee en die Here te vertrou, daarmee werp jy brood op die water. Dis 'n saak wat die Here oor besluit. Ek dink nie jy kan dit so transaksioneel doen nie, maar daar's baie mense wat dit so bedryf. Ek weet dit, ek het dit oor die jare in die bediening gesien nie. Kom ons sluit af. Die Here Jesus Christus, die opgestane Here, maak vir hom 'n versameling, ekklesia, die gemeente by mekaar. Hulle vorm 'n congregation. Vir julle wat goed is met rekenaars en finansiële state, jy kry ook die konsep aggregation. Oor 'n paar weke gaan ons 'n samevatting hê van al die finansiële state, dan word saamgevat en dan sien ons 'n balansstaat en dis aggregation. Congregation gaan oor mense. They congregate. Wanneer gelowiges congregate, wat kan jy verwag? Jesus staan sentraal. Dit kan jy verwag. Dit gaan hier oor Jesus Christus. Dis hoekom die kansel hier sentraal staan. Dit gaan oor die Bybel, die verkondiging van die woord van God. Dis hoekom in ons kerk, het jy al gewonder, as jy by baie ander kerke kom, dan staan die altaar sentraal. Die gemeenskap, symbool van die altaar van die nagmaal. Hierso staan woordverkondiging staan sentraal. Dis die kansel. Bybel, nie die persoon. Gaan oor Jesus Christus, wat homself openbaar. Dan sit ons, the congregation, wat in gemeenskap met hom leef. Ons kry ons almal deel aan hom. Ons deel in die nagmaal, die doop, ons deel in die gees. Ons deel in dieselfde toekoms. Ons het dieselfde erfenis. So ons almal is gemeenskaplik ontvangers van Christus en wat hy gedoen het met sy kruis en opstaan. Daarom vorm ons 'n gemeenskap op 'n sekere manier en ons vul dit in op 'n sekere manier. Ons sing saam tot lof en tot eer van die Here. Ons dien hom met alles wat ons is. So wanneer ons begin share, dan share ons ook ons, vergeet van geld, ons share ons menswees, ons deel ons kennis, ons geloofswysheid deel ons met mense, sien dit as share. So julle almal kan met gerusheid byvoorbeeld 'n klein groep begin of 'n Bybelstudiegroep begin en share met mekaar. Dit is hoe dit werk. Dis wat jy kan verwag tussen gelowiges. En dan sal die Here, soos hy wil, van sy kerk, op grond van homself as die fundament, sal hy dit uitbou en laat groei en laat gestalte kry soos hy wil. Dis nooit my kerk of jou kerk. Dis altyd die Here se kerk. Daarom bid ons, pros eugomai, die gebede. Daarmee sluit ek af. Kerk is 'n plek waar mense sit en bid, waar ons amptelik bid, en waar ons, as ons by mekaar is, saam bid. En daarvan is daar nie so baie voorbeelde nie. Dit kan ook daar verbeter. Maar dis 'n plek van gebed, dat Christus sentraal bly staan. En daarmee sluit ek af van 'n baie eenvoudige uitleg en 'n baie veilige uitleg rondom Handelinge 2 en die vroeë kerk. As iemand na jou toe kom en sê ek wil graag julle moet die vroeë kerk begin wys, dan kan jy vra vir hom of haar, wat bedoel jy? Wat wil jy hê? Kan ek vir jou bid? Kan ek saam met jou 'n koffie drink? Kan ek 'n broodjie saam met jou breek? Kan ek jou nooi? Kan ek vir jou liefde gee?
Want dit lyk vir my, daar's 'n gemis. Ek wil jou van Jesus vertel. Amen.